Kom ons gaan gou bid. Ek gaan vir Mandy vra om te bid vanaand. Is dit reg, Mandy? Want ek wil hê vir Wilhelmine ook bid, né? Is daar iemand wat nog op versoek het vanaand? Iets wat julle verwonder? Alles oké. Ons gaan bid vir Wilhelmine. Ek wil hê julle moet saam met ons vir ons broers en susters. As mense in ons gemeente wat die Here regtig, Wilhelmine is so 'n positiewe mens, hè? Maar sy gaan stryd. So ons gaan bid vir haar. Maar dankie Mandy, want ek weet jy sê baie aan. Here, ons dankie dat ons weer aan mekaar kan kom soos 'n gesin. Ons hoop dat U ons harte sal oopmaak. Lees asseblief vir pastoor, soos hy ons die woord gaan bring en ons kennis oopmaak oor waarheen ons gaan. En ons kan nie wag om in U arms te kom sit en by U gesels en al die wonders te sien wat U reg het vir ons nie. Here, ek vra asseblief vir al die wat siek is. Ek vra dat U asem deur daai liggame sal blaas en daai bene en alles wat siek is en enige iets wat fout is met daai mense, ons families, vriende, enige iemand wat sukkel met enigiets, Here. Alleen mense wat in 'n hospitaal lê by homself, iemand wat nie geïsoleer is, iemand wat nie iemand het om sy hand vas te hou nie. Wees saam met daai mense, Here. Blaas U asem deur en laat die Heilige Gees by hom gaan sit en hom weer krag gee en weet U is God. En U sal ons lei waarheen U wil hê ons moet lei. Ek vra dat ons sal geseën wees met die seëninge wat nou gaan kom. En ek vra dat U ons nie harte sal hou. Ek vra dat U in Jesus naam gaan. Halleluja. Amen. Dankie my suster, you on fire. Okay. Iemand moet 'n teks vir ons wil gee. Iemand moet 'n teks in die hart brand, hè. En ek onthou elke keer jou trots, hè. Ja, ek kan hom al lees van jou. Maar dat is niet mooi, hè? Dat is ook mooi. Dank je, Stel, zij wil iets eigenlijk van zeggen voor ons voorziening, voor mensen. Maar ik vind deze dat wij komen uit deze maatschappij met die handelen en jullie door na en dan weet ik dat is voor deze groep. Kijk, deze gedeelte wat naar in het bezig is om te lezen die ik gaan focussen in de training plaatsen en komen vast op de plaats en een mooie vraag waar jij wat mij betreft en gaan we de speculentjes insamelen voor de arme christelijke familie en zo lang wordt maar dit gaat wel over dat die gemeente was voor die vloede gesteen van herstellen was soos Here in alles wat vloedig is, in geloof, en woord, en kennis, en alle ywer, en in liefde, onskuldigheid, word en woord en liefdesdaad wat vloedig is. Maar die liefdesdaad kom eintlik die ander aan. Maar ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander tot die egtheid van jou liefde op Christus te hou. En vers 14 en 15 vertel ek dat dan ons so min of meer is, maar dat volgens gelijkheid en het oorvloed van hierdie tyd hulle gebrek aan aanvul, sodat ook hulle oorvloed hulle gebrek aan aanvul, want gelijkheid aan Christus geskrywe is, en wat baie gehad het, nie te veel gehad het, en wat weinig gehad het. Ja, dat is mooi net. Maar waar zijn we dan? 2 Korintiërs 8. Dan lees ek 2 Korintiërs 8. Weet julle, ek is verskriklik bekommerd oor die kerk. En ek is bekommerd, en ons gaan 'n bietjie lees daaroor vanaand spesifiek oor wat gebeur met die liefde in hierdie tyd waarin ons nou. Ekskuus, wil jy iets sê daaroor? Ons het net maar na te gaan sien met die lees. Volgende week moet jy kom sê. En actually, ek het net al gepraat oor die liefde. Ja. Mag my Bybel en ek kry 'n kaartjie en dit sê in Romeine 5 vers 5 en die hoop bestaan nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ja. Die liefde is in ons uitgestort deur die Heilige Gees. Nou, dit bekommer my en julle. Ek is nie vanaand hier om enige oordeel nie, want ek begin met myself.
weet julle net, ek het 'n klomp goed wat ek weet, ek moet by mekaar kry, maar my lewe is so besig, dat het kom nie uit dat ons daai goed kan uitsorteer, want dit moet vir mense gegee word, hè. En nou sien ek, dis 10 nou, ek raak ontstel met die mense, want daar is die mense wat begin sê, maar ek het dit, en ek het so begeerte in my hart gekry, die sê maar dat ons mekaar moet help, en dat die een nie eintlik te ryk gaan wees, en die ander nog nie te arm, dit is so mooi eintlik wat jy dit daar sê, nee. Maar dat allemaal eintlik versond kan wees, weet. En nou kry ek in my eie lewe, dat ek myself vind, dat ek te besig is om hier uit te sorteer, en dis daarvan dat ek die vers leer, maar is dit nie te vol van liefde? Is dit nie dat ons nie regtig soveel vir ons broer en suster omgee, dat ons dit mag in hierdie tollig doen vir my, dit is nie nodig dat hulle te kry wat hulle nodig. So, ek wil toch hê julle, dat julle sal julle harte ondersoek, en vra die Here, is die liefde van U besig om te taan in ons lewe? Want dis wat hy sê, hy waarsku baie duidelik in die eindtyd oor dit. Die liefde van die meeste gaan vervlug. En die baie goed begin by die kerk, en ek is bekommerd oor die kerk. Ek is baie bekommerd oor die kerk, ek is bekommerd oor myself. Want ek keer as ek dink wat ek reg gees daar is, wil jy ook, as jy sien daar, as aan daar, yes? Exodus 14, vers 14, maar nou Engelse Bijbel, en het sê, the Lord himself will fight for you, just stay calm. Stay calm. Maar ons moet regtig toelaat, dat daar in ons harte, in begeerte, ons het nou, Jaak en Rian, het gesê, hulle wil graag by dit betrokken wees. So as jy daar goed het, weet julle, ek weet nie of dit vir mense te veel moeite gaan wees om, want dit kan nie eintlik te veel moeite wees om net die nommer te gee en sê, kom haal het, maar toch, as daar mense is wat voel dat hulle goed het, wat hulle nie kan nie, ek is seker Rian en Jaak sal ook dat ons help, dat ons die goede by mense kan uitkry, maar laat ons regtig probeer, dat hierdie nie nou 'n ding wees wat net Desember gebore is, Januarie sterf, of Februarie sterf, so kom ons kyk daarna. Nog iemand wat dit is, wat julle nog? John 4:23. Yes. Yet the time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers that the Father seeks. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Dit so, ek dink daai ding gaan baie, die kerk word gesig op hierdie stad. Want die Here soek waaraan dit. Die Here soek ook die mense wat hom regtig so genaam het. Nog iemand met 'n woord? Ek het net weet dit is 'n praat van die waarheid. En ek weet nie wat kan in die Here op sê ek is die werk van waarheid. Niemand kom na die Vader, niemand kom na die Vader waar die sien. En die ene is, ek het baie opgeval in wat die Here doen, dit is inspiraat is, wat ook Jesus gevraagd is, die sê, jy is 'n koning, en die sê, jy sê, ek is 'n koning. Die sê, dit is hoekom ek na die wêreld gekom het, hoekom ek gebore is, en hoekom ek na die wêreld gekom het. Om die waarheid, om van die waarheid te getuig. Elkeen wat in die waarheid is, luister na die stem. So dit is ook iets wat baie belangrik is. As ons nie die waarheid van ken, die waarheid ons gevry maak, gaan ons ook nie wil luister na die waarheid. Ok. Dankie Here vir julle insette, was julle verskriklik goed. So vanaand wil ek hê, ons moet 'n bietjie die woord vat en ons gaan kyk, ek wil nie, daar is mense wat nie hou daarvan dat ons oor eindtyd gepraat. Dan is daar ander mense wat net oor eindtyd wil praat. Ek sê vanaand vir iemand, dat mens moet balans hê. So ons gaan nie, terwille van almal gaan ek dink ons het genoeg waarskuwings die laaste 2 weke oor eindtyd en wat besig is om te gebeur. En dis hoekom ek gesê ek wil nog net bietjie met die woordskool gesels oor dit, want ek glo mense wat hier sit, is regtig, hulle soek die Here. Ek wil, wie gaan hulle in die weerkant kom sit, is nie regtig liefdes vir die Here en regtig wille pad vir die Here stap, jy weet. So, ek wil hê ons moet bietjie in Matteus saam deurwerk en net sien wat sê die Here Jesus oor die einde. Jy weet, en dan gaan ek net 2 ander dele, ek gaan in 1 Thessalonisense en 2 Thessalonisense 'n bietjie gesels. Maar voordat ek in Matteus 24 met julle wil gesels, wil ek gou vir julle vra, wat sê julle
oor die Heilige Gees as die kerk weggeraak? Gaan die Heilige Gees die agterbly? Nee. Okay. So kan ek sien, is daar iemand wat daar voel dat die Heilige Gees nog steeds hier moet bly as die kerk weggeraak? Ek glo jy. Want daar's nog na die Syria bedrukking en buite die 144,000 wat jy van evangelie van begon dat glo dat die Heilige Gees nog in hulle harte op moet werk vir die wat agterbly wat op 'n kans het om in die hemel te kom. Okay. Ja, dis nou vir die twee getuies kom, maar goed. Ek wil nie vanaand sê dat ek stem nie saam nie. Ek wil nie iemand moet die voel ons kritiseer of stem, jy weet ons wat ek net vir die gemeente Sondag gesê. Dit was nie Sondag nie. Wat ek net vir die gemeente Sondag gesê het, is dat ons moet onthou, daar's 'n verskil tussen die inwonende werking van die Heilige Gees binne mense en dan die alomteenwoordigheid van God. Is daar 'n verskil? Want onthou, God is oral, né? So as die kerk weggeraak word, sê dit nie God gaan nie meer oor die aarde kan kyk en hier weer en wag oor die wêreld nie. So die alomteenwoordigheid van die Here glo gaan nie wees. Maar as jy na die Ou Testament kyk, dan sien jy dat die profete en die konings het by tye en sê die woord van die Here, die salwing van die Gees van God het op hulle gekom en hy het dit en dit vir die Here gedoen. Jy kan elke keer kyk wanneer in die Ou Testament wanneer die Here se salwing op iemand geopereer het, dan was dit vir 'n doel om 'n profeet te wees, om te profeteer, of om koning te wees, of om 'n regter te wees, om 'n oorlog te wen, of wat ook al. Die Here het mense gesalf vir iets besonder. Maar in die Nuwe Testament kom die Here Jesus en hy kom nou met die hele reddingsplan van Here Jesus Christus. En wanneer jy Jesus Christus aanneem as saligmaker, wat gebeur met die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom woon binne in die kerk. Hy kom woon binne in die kinders van die Here, want ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Okay. So wat ek sê is dat wanneer die kerk weggeraak word, gaan iemand wat die Here nie ken nie, gaan hy weggeraak. So wanneer ek weggeraak word as kerk en as persone wat die Here Jesus ken, gaan die Gees op. Die Gees wat binne in my is, gaan saam met my. Hy gaan saam met my die Here tegemoet in die lig. So ek wil nie ons moet in 'n argument daaroor gaan nie, maar wat ek wel en ek dink miskien moet ons net kyk na tekste vir dit, of ons wat ek voel is dat die Gees van die Here gaan nie hier wees wanneer die Here se kerk weggevat het nie. So wat hy sê, ons gaan deur ons lewe heen, ons gaan moet sterf, omdat ons nie die Here aangeneem het by voor die wegraak. Jy weet, so jy het dit dalk. Hy gaan om teenstaan. Ja, ek het. Ja, Tessalonisense. Ons gaan net dis die kerk en die Heilige Gees. Ons gaan dit nou gou lees, né? Jy so ons is hier, né, om mekaar op te stel. En as jy nog 'n bietjie verskil, ons kan nie mekaar kritiseer of sê die ding dink nie soos ek nie. Ons het almal die vermoë om te dink soos wat ons dink en ons probeer mekaar help waar ons kan, né? Dis wat iets wat jy wil sê, man. So kom ons gaan nou by ek dink is 2 Tessalonisense sal ons stilstaan met daai gedeelte vir jou. Maar voor dit wil ek net gou hê ons moet Matteus 24. Ek konsentreer op 3 kwart. En Jesus het uitgegaan en ek gaan net 'n dele wat ons nou gou aan kan raak gaan ons bespreek, ek gaan die res net lees. En Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom en om die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Nou kom Jesus en hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, pas op dat niemand julle mislei nie. Misleiding gaan 'n baie sterk deel wees wat ons nou gekom, maar nee. So pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en dan sal baie mense mislei. Dit gaan
Het iemand van julle al sulke goed ervaar, wat mense, as Christus, en daar is wat was al sulke gevaar, maar dit gaan baie sterker nou begin gewees. Kerke, sê, en weet julle nie, dit is so onder die radar deur, hoor, jy gaan nie duidelik sien, maar hierdie kerk opereer verkeerd, maar jy gaan maar weet, jy sal weet dat jy in die gees is, jy gaan dit agterkom, nee. Want, het julle gesien die verskrikking van hierdie man wat kinders doodmaak, duivel, Satanis? Het julle dit op die nuus gesien gesien? Ja, is Satanis. Hy erken en hy erken hoeveel ander ook, hy sal hulle glo, wat hy doodgemaak het, om 'n sataniese mag. Waar in jou lewe het jy ooit gedink, dat die Suid-Afrika op 'n plek gekom waar ons sataniste goed doen? Dat hulle maar net kan doen wat hulle wil, want hulle is ook net nog gekos. Dit wys net waar is ons op hierdie stadium, jy weet. En dan kan hulle maar mense doodmaak en nou, wat dan? Jy weet, dis verskriklik. Ok, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Nou wil ek julle moet kyk na die verskillende goed wat dan gesê word en weer gesê word. Want wat ek wil hê, julle moet baie duidelik sien, is dat ons gaan 'n tydvak binne waar as ek kan sê, die geboortepyne van die eindtyd al meer op mekaar gaan. So, nou sê almal vir ons, maar daar was al oorlog en gerugte, daar was al aardbewing, daar was nie goed. Die goed gaan al meer op mekaar begin gebeur, want wanneer die geboorte van iets plaasvind, dan is die laaste ja, sê maar tydtrek, ek dink dat die vrou kan sê, dis tydtrek. Wat dit is? Moet op my kant af sien besoek. En julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, dan sal hongersnode wees, pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smart. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Hier begin die dinge wat na die eindtyd toe baie duidelik kan gebeur, nee. Ek dink as, onthou net, wanneer ons dink, daar is verdrukking en daar word doodgemaak, en is nog nie in Suid-Afrika, nie dink is die ander land. Ons weet, vir jare al is daar mense wat al doodgemaak word, of hulle van die evangelie, nie. So dit het al begin gebeur. Maar al hierdie dinge is die begin van smart, en dan sal julle aan verdrukking oorgee, doodgemaak, en julle sal al die nasies gehaat word, terwille van my naam. Julle, waar is die kerk en die Christendom al ooit eintlik gehaat soos vandag? Almal praat sleg dat jy moet jy Christen mens dit hier en julle kan so praat en so praat. Ons is op hierdie plek. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. So, en ek dink, want ons gaan net sien van die liefde. As daar nie liefde onder die kerk is, sal die kerk mekaar haat. Die kerk en ek praat nie van die opregte kerk. Die kerk sal op die ou, en ons het jare terug weet, like a thief in the night en daai films gesien. Die mense in hulle kerk is wat verraai mekaar en sê, maar daar is nie die werk van pad nie. Jou eie mense, maar dit voel ons nou, almal ons nou, dat ons gaan werk in die spoorwaarde. En baie valse profete sal opstaan en baie mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Hoekom sal die liefde verkoel? Vir die kind van die Here, maar nou sê hy, so die voorgang van daai teks sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. So dis omdat mense net al hoe slegter word, en net alles slegter word, en self die kerk aanvaar nie meer die goeie nie. Ek was nou in Europa, maar dit is nog so respect vir mense. Mense respekteer die pastoor, mense respekteer die Waar is jy? Ja. Maar ek wonder net wat jy sê, ek hoor Holland en Holland. Maar hier is het opgevraagd. Sien ek nou alles wat hier is. Tot my as iemand omgeving. Iemand die omgeving maar baie basis. Jy gaan maar nie. Ja. Maar jy hier is.
Ten minste is hy eerlik. Weet jy, ek word so kwaad as iemand 'n sigaret stop nie. Maar is dit reg? Nou kom ons pad gaan iemand sê. Is dit reg om hier jou hart en brok te doen? Is dit nie dat jou liefde verkoel nie? Ek word, want vir alles is 'n sigaret. Ek word so kwaad, as ek nog gevloed het, sal ek hulle gevloed. So gewoon met die nodige van wat kom jy gebeur, dat jy op gestrek word en wat in die oorgedrag in ons ouers verkeerd was. Dis nie meer. Dis nou aanvaarbaar. Dis nou onmoontlik. Ons sal nie meer dink ag gestrek om so en so en so te doen nie, wat eintlik al verkeerd is, maar ons sal sê ag dis 'n bietjie. Maar eintlik is dit verkeerd. So ons het al begin aanvaar dinge is maar dit is het baie uitgesonder. Dit is wat die skrif beteken van die ongeregtigheid wat gemeente en liefde gevoel. Wat ons al begin aanvaar, dit is eintlik maar dit is oké. En weet jy die woord wat ek Sondag gelees het, was duidelik. Hy sê nie net deur dit te doen nie, maar te staan en dit goed te keer. Ja, ons keer dit goed. Maar ons sê dit, ons kry dit nie dat ons dit afvaai. Dat moet ons doen, maar ons is dit opstaan kry. En as ek sê oor, ons is dat jy sê ag dit is oké. Want dit is wat die norme van hulle doen maar net vaar. Ons aanvaar dit. Ek wil julle hierdie kant. As mense dat hulle in voorkom, ons ken hulle, maar dit wat hulle doen, is verkeerd. So ons hart verkeerd. Ja, maar dan moet jy nie dat jou gees en die mens verkeerd. Maar nie. Jesus sê nie, die sonde aanvaar. Hy taal Maar die mense nie. Ja, so as ek hom ontmoet, sal ek hom sê, kyk dat Jesus is nie meer my die man. Daar was 'n insident by ons werk waar die mense geregtigheid in hulle eie hande vat as iemand in hulle gebied steel. Hulle gooi 'n kop petrol en sit 'n band om hom te brand. En niemand en hulle staan daar tot en met daai ou uitgebrand is. En al staan hulle familie daar en kyk hoe daai ou brand. Dit is al hou. Maar niemand kan aan daai persoon vat nie. Maar dan sal Maar dis wat ek sê, dit is al so erg in die townships. Want dit was een van die mense in sy wou haar broer begrawe, maar daar was niks van hom oor nie. En sy wou hom laat ombou. Maar die punt is nie, dit is hoe ver ons mense al gegaan, omdat ek dink die wette van ons land is so pateties, dat ons al so frustreerd voel, dat daar is geen meer reg nie. Ek verstaan wat jy sê, want kyk, ons mense wat eintlik in leierskap staan, stel nie vir ons voor. So ek kan verstaan hoe julle voel, maar nog steeds het ons die woord as riglyn. En die liefde moet nie nou vervoel omdat ons so voel. Want ek bedoel ek weet wat julle presies sê. Jy's kwaad vir daai mense wat hulle doen nie reg nie. Maar nog steeds moet jy die liefde van die Here openbaar en jy moet liefde oor hulle spreek en jy moet bid vir hulle. Die Here sê ons moet bid vir ons vyande. Yes. Ek skiet wat jy doen. Ek het gehoor wat jy laat voor doen, sê, ek maak uitgesproken oor dit, en ek het gehoor, jy nie iemand oordeel, en jy nie die waard oordeel, maar so moeilijk is. Kry so. Die ergste van alles, iemand om self op mens is. En dit is daai wat hy vir my sê, jy weet nie of jy praat, en as ek kom tussen die woord, en dan al hulle soveel Bybelverse sê die woord, en dan ek het wat ek aan die koos in die bos gegryp, en ek moet jou nie oordeel, maar net wat die staan oordeel het. Jy sê die recht om die Ek verstaan julle frustrasie, maar is ons reg? Wat my bekommer is die liefde nie by ons weerstand vervoel teenoor sondaar nie. Onthou net ons, 'n sondaar moet ons moet hom lief hê. Jesus het die sondaar liefgehad, hy het die sonde gehad, hy het die sondaar liefgehad. So as jy begin en jy raak so kwaad vir daai persoon dat jy eintlik 'n haat aan hom het,
gaan jy nie die vermoë hê om te bid vir daai. Ek het nou eendag met hierdie persoon wat daar by my kom staan het om iets te koop en ek begin met hom praat en die ou begin net huil. En hy sê vir my maar pastoor ek het toe nou maar van versekers in die bediening. Hy sê vir my maar ek haat die mense in my lewe. Ek wil met hulle niks doen en ek sê vir hom weet jy ek wees om myself siek te maak en jy kan nie die koninkryk van die Here gaan. Hy sê as jy nie vergewe nie kan ek jou nie vergewe nie. En die ou begin te besef dit. En hy sê vir my ek gaan nou met daai mense regmaak en ek gaan regmaak vir daai mense. Die groot probleem is dat die kerk moenie op 'n plek wees dat ons hierdie goede in ons lewens toelaat nie. En ek wil nie julle moet nou dink ek voel net dat ons sal moet versigtig wees dat ons nie daai lyn is. Ja, jy moet in Jakobus 3 staan, waar die tong kan een mens ken nie, dit is een ander ding waar ek kwaad vol is. Daarmee loop ons God in die Vader en daarmee vervloek ons die mense. Wat kan die vergelijkende van God gemaakt is? Onthou, dit is wel. Selfde man, kom in seën en vervloek, dit is broers dood en so vervloek. Jy sien, dis die ding. Nou Sondag loof ons hier die Here en ons lekker die saam met broers en susters wat nie vir ons kwaad maak nie. Maar Maandag is ons buite en dan openbaar ons nie die liefde nie, dan begin ons uit daai selfe mond wat God geloof is van ons verkeerde dinge sê en doen. Jy weet so, en julle, as ek nou vanavond staan, is dit nie as ek nou verraai. Ek sit om hier. Ek sit om hier. Selfs in Mattheus 5:44 as die Here. Maar ek sê julle moet julle vyande lief hê. Sien wat julle goed doen. Doen goed aan die wat julle haat. Die bid vir wat julle vir Here volg. Maar dis baie moeilik. Maar is die kerk nie, is julle ons praat nou goed, dit is nou glad verstaan. Is die kerk nie sy liefde nie wees om te verkoop? Gee ons nie meer regtig om vir Sondag? Pastor, ek hoor dat almal sê. Maar die lekker wat jy kry, as iemand 'n papiertjie by kry, kom ons sê dis traffic, ek gaan nou nie sê dis dat ons goed of goed, maar as ons traffic en maar gooi jou papiertjie uit. Maar jy stop en dan die ou sien jy dit optel. Ja. Dis lekker. Ja, maar as ek maar voor jou punt druk, ek het gestop of gewys sê kom. Dit is goeie maar as jy staan, as jy dit raak punt, maar jy Sorry, ek weet eintlik wat jy sê, ek dink dit het al so norm geword in die samelewing, so sosiaal aanvaarbaar om vir die kerk om nie liefde te hê nie. Weet jy ons dis nou maar ons aanvaar word, ons hoef nie tevrede wees met daai wat goed is. Ons hoef eintlik te laaitjie want ons in 'n kwaad omdat hy wat ook al. Ja, hy wil maar nie ek dink dit is sosiaal nou so aanvaarbaar geword. Ons nou al ook deur die stroom meegesleep is. Om te sê ons hoef nie liefde te hê. En dis 'n groot probleem is wat die Here praat daaroor. Hy sê het ons nie daar as Aggies fontein van lewende water se woordspoelmense wat eintlik seker veronderstel is om eintlik van die 30-40 die liefdevolste te wees, om so verkoop in ons dienste, dat ons self dit nie openbaar nie, weet. Julle, kom ons hoor daarin. Ja, jy kan nou doen. Dat ons nou stilstaan, dis jou naast. Dis jou naast. Want baie mening. Okay, kom, gee gou my, wil jy iets sê? Ja, baie mense sê naaste is die mense die broers en selfde denke. Maar wat sê die Here nie? Die Here kyk aan. Die vyand ook. Hy sê die vyand? Ja. Dan dit is so dit is eintlik dis so moeilike. Partykeer as jy na hierdie goed kyk is die woord van moeilik. Nee, dan gaan ons regtig in 'n keer deur kyk. Jy kom ons maar voor het moment is wel net dat God wel terug. Toen praat ek nou dat met iemand oor hoe erg dit was. Dit was moeilijk te krijgen, van de woorden. Ja. En dat ek het al wat gesê ook, maar precies hoeveel mense is dood. En waar jy dit, dan moet jy nie sê, maar ek kan nie waarstaan natuurlijk uit te vind, hoeveel mense is dood, maar dan kan jy raas uit, maar die andere is, ons is te weet hoeveel mense, wat weet moet
compassion daaroor nie. Dis vir ons soos 'n kiek. Jy kry 'n kiek daaruit as jy dit mense doen nou. Is daar iemand wat daai kiek het? Want ons is nie die wat nog wel kiek nie. Dis julle. Dis scary as jy dit begin. I'm net nog hierdie maar staan in dit lees. Dis Efesiërs 6:26. Be angry at sin, at immorality, at injustice, at ungodly behavior. Yet do not sin. Do not let your anger cause you shame, nor allow it to last until the sun goes down. And do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge, or nurturing anger, or harboring resentment. Sorry, julle. Ek het laas jaar iemand vir my iemand by die werk en ek was boerevoel. En ek het heel dit gebid, ek sê, Here, ek vergeef haar, maar ek het ook nie vergewe nie, want ek het al gesê, nee? En ek het in 'n gat beland, ek het vir jou gesê, ek is in 'n gat. En ek kon nie verstaan, waar is dit nou, hoekom, wat gaan? Hy sal nie by jou luister. Ek sê nee, en ek gaan maar. En toe, my baas, woensdag gesê, sy dis nou vir dat ek gesol in die huis. En ons het uitgesol, en sy sê, sy is jammer, ek het gesê, ek is jammer, en daar is geen druk. En bitterheid, en ek het gesê, die duiwels grootste wapen, is net so klein saai. Dit is nie groot ding, dit is klein saai. Maar dit groei en het raak so groot, dat jy jouself kan Jy kry nie dat. Ja. Wat? Daai stuk moet jy vir ons almal gee, hoor. Ephesians 4:26. Julle daai eintlik antwoord alles wat ons nou het gesê. Die Here sal waardeer dit. 4:26. Jy kom maar daar eers dan verder. Daai is so die waarheid. Weet jy onthou net, ek vra julle weer. As die Here gesê het, iets gesê het, kan hy 'n draai vat en dit in 'n ander manier doen. So as die Here gesê het, as jy nie jou naaste vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Wat gebeur met jou? God voel ver. Hoekom? Want ek kan nie by jou wees nie, want jy vergewe nie iemand anders, so ek kan jou nie vergewe nie, so jy voel jy's in 'n gat. En dan, wat sê mense? Ek bid nie die stewig van. So daar's goed dat ons moet weet, staan in die woord, en as jy nie daarby gaan hou nie, kan die Here nie om dit gaan nie, want dit is sy woord, en hy's 'n waarmaker van sy woord, en sy woord is ja en amen, so hy gaan nie nou sê, ag kom ek sien maar vir albei woord nie, want hy is nou kwaad vir daai een, en hy wil nie daai een vergewe nie, so kom ek gaan hom nog steeds vergewe. Hy sal dit nooit doen nie, wat hy sê, ek kan jou nie vergewe, as jy nie jou naam. Julle, ons praat vanavond oor iets verskriklik lang. Ek is so bekommerd dat ons moet gaan, dat die Here ons nie gaan vat. Maar pastoor het Sondag ook gesê, God is 'n regverdige God. So dit wat ons nou oor praat is, ons moet versigtig, want hy is regverdig. So hy kan, jy het gesê, gaan ons gelowiges gejudge word. Ja, ons gaan. Ja. So baie goeders is ook baie gevaarlik as ons dit aanneem wat ons nou sê. Ja. So ons sit onsself in 'n gevaarlike plek. Ja, kyk wat hy sê, goed of sleg. Ja. Nee, ons gaan gejudge word. Excuse me, sorry. Ek wil net sê, die Bybel sê, judge not, lest ye be judged. Ja. En ons sit hier so onder judge mense om met hulle rood op en 'n stukkie papier uit die venster gooi. Ons moet oppas. Ons moet oppas, dat vingers wys, want daar wys 4 vingers terug na ons. Julle is nou rond. Ek het nie AGS groot gemaak. En ek praat nou met Reinhard vanaand. Daai tannie het my gesê, "Boetie, kom hier so, dan trek vir jou ordentlik aan, jy het 'n voortbroek aan, jy gaan help toe." Ja, dis soos dit was. Hoe kan jy dit was? Nou, hoeveel van mense het daai mense nie weggejaag? Hulle het nie uit die meer kerk uit. Op 'n sigaret, op 'n stukkie papier, op 'n voortbroek. Ek meen, ons oordeel. Ons mag nie oordeel. Want ons kan nie werk, as ons net so iets teks pas, ons kan nie werk.
Ons kan nie wegkom daarby nie. Ja. Ek het baie lief vir julle, want ek is self die groot skuld. Okay, kan ons gaan aan? Kan ons afstap? Julle, kan ek vir julle sê, ons het gesê wat ons moet sê, gaan praat dit met die Here uit. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, nou begin ons, waar kom ons nou? Wat is hierdie? Wat praat Jesus hiervan? Kom julle moet spykers. Die antikrist. Okay. Wanneer julle die woord van die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in die Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom of iets uit sy huis te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar weer die vrou wat swanger is, en die wat sorg in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat plaas vind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en nooit sal wees. Hierdie is eintlik nogal 'n moeilike teks, né? Wat weet ons eintlik van verdrukking? Wat weet ons nog van verdrukking? Maar daar's mense wat se naels uitgetrek word, mense wat in tronke in so 'n plek sit, wat druppels op hulle koppe, water op hulle koppe geval het. Daar is vir hulle alreeds hierdie verdrukking. Vir ons is ons nog nie op hierdie plek nie, maar daar's groot verdrukking. En as daardie dag, nou glo ek dat die hele wêreld gaan op hierdie plek kom. En dis hoekom ons sê dat die wegraping, die woord sê ons jare en 'n halwe jaar. Tyd, 'n jaar, 2 jaar en 'n halwe tyd. Wat doen jy in 'n half jaar? So ons glo dat in daardie tyd gaan die Here, dis wat ons as kerk glo gaan gebeur, dat die Here in daardie tyd, wanneer dit gaan te erg raak. Ja, deur 2 gedeel. En daar's baie tekste wat die 1200 en iets dae, julle kan dit net maar gaan kyk, dis soveel dae nie. Wat ek praat daaroor, Openbaring kan julle ook baie gelees daaroor. So ek hoop regtig en ons vertrou die Here dat hy ons hierdie dae dat hy ons gaan verkort en dat dit in daardie tyd gaan wees, dat dit nie vir ons te erg was. Nee, anders sou geen vlees gered word, maar terwille van die uitverkorenes sal hierdie dae verkort word. Terwille van jou wat regtig die Here dien, gaan die Here jou help dat jy nie hierdie verskriklik moet deurgaan en dalk afval. So die Here wil jou help. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse, valse profete opstaan, hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. So onthou asseblief, julle kan nie dink Jesus is nou hier op die aarde nie, hy gaan nie nou hier wees nie. So as iemand begin tekens en wonders doen, is dit die Satan wat hom gebruik. Dis nie die Here wat hom gebruik nie, want as hy sê hy's 'n Christus wat nou hierso wonderwerke doen, Here Jesus is nie hier, want hoe gaan hy kom? En hy gaan nou sê, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is hier in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die mens, seën van die mens. Jy gaan weet as die Here kom, man. Iemand gaan nie vir jou hierso kan, iemand in die dood het opwek, hulle gaan terecht kry. Dan gaan iemand ook in die dood het opwek, dan sê, dit moet die Christus wees. Dit gaan nie die Christus wees nie, die Here gaan omdat hy gaan op die wolk, op die weerligstraal. Okay. Want oral waar die dooie liggame lê, sal die pas vir ons versamel. Dat daaroor kan jy ook baie praat oor die slagte van 'n regering en al die goed wat gebeur het. Okay. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, kragte van die hemel sal geskit word, die kom groter word. En dan sal die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn, dan sal al die stamme van die aarde ruil en bedryf en die seun van die mens sien, kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet gelui, en hulle sal sy uitverkorenes versamel in die 4 windstreke van die einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. En die leer van die vyeboom hierdie gelykenis.
Want as die tak al sag word en sy blare uitword, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Dan kom die Here en hy sê, dat die uur, die dag en die uur weet niemand, ook nie die engele van die hemel, maar net my Vader alleen in die hemel. Selfs nie Jesus weet. Ek dink Jesus het seker 'n baie goeie idee wat dit op plaas het, maar die Vader wat net vir hom sê, my seun, rustig. Jesus spreek by Die Vader om het uit te verleng. Ja, betuig. Okay, en dan kom ek met Noag. Ag, miskien gaan dit net die laaste. En net soos die dae van Noag was, sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou het en die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gaan. Nou wil ek vir julle weer eens sê, dink julle die mense het op hoe lank was dit? Hoe lank het hy getrek? 120. Ja, hoe lank was dit? 120 jaar getrek. Dink julle op 119 jaar en 11 maande en 30 dae het hulle nou gedink, nee, okay, nou moet ons gou. Dis die groot probleem met die eindtyd. Die soveel mense wat nou, miskien is daar selfs nog iemand vanaand spesifiek hierso sit en dit was nou hierdie ons praat al 40 jaar oud. Miskien is dit nou daai 39 jaar en 363 dae. Maar pastoor, van ons raak so slim dat ons gaan kyk na die mense wat die datums probeer uitfigure en uitwerk en hulle kyk met die sterre en allerlei goeie en hulle sit dit op YouTube en jy kan dit gaan luister. En ek dit is ook van misleiding. Pastoor raak van misleiding. En hulle probeer uitwerk. So okay, ek kan net Sondag tot daarna moet dit ophou. So ek dink dat ek probeer bepaal mense wat probeer bepaal ek kan Sondag tot daarna en dan gaan ek gou alles reg. Maar ons gaan nie weet. Okay, nou wat sy nou hier sê is vir my so verskriklik belangrik, want wat gebeur met die kerk? Hulle begin hierdie as lagwekkend sê. Profete word nie meer vertrou nie, want hulle is valse profete. Hoeveel mense profeteer oor goed en sê die Here sê, maar ek bedoel, daai dae is lank al weer verby wat hulle sê die Here gaan kom. Ons kan nie die goed doen nie, my broer en my suster. Ons laat die kerk en die kinders van die Here en mense daar buite respek vir die kerk. As jy weet jy's waarlik geprofeteer, moet jy weet jy van die Here glo. Want hoeveel mense, hoeveel goedjies wat mense afskeer dan sê, die Here, ons moet net kyk dat die tyd is naby en dat ons naby aan die Here bly, dat ons die liefde verkoop is. Ja. Elkeen se tyd is naby wat jy kan nou. Ja. En dit is wat vir almal sê is dit maak nie saak of die Here nou oor 'n jaar of oor 2 jaar kom nie. Jou tyd kan vanaand wees. Ja, Jesus sê, waar dan omdat julle nie weet wat in julle Here kom. Dis vir jou. As iemand profeteer, moet jy altyd dit iemand kan nie profeteer en sê die Here Jesus kom 25 Maart 1900. Want hy sê hy die dag in die tyd. So pas op vir profete julle en waar praat jy dat jy nie dink dat die Here kerk mislei nie. Want dis wat hulle wil regkry. Die vyand wil regkry dat die kerk nie meer mandaat het. Want as die kerk sy mandaat verloor en hy sal nie heeltemal, daar sal altyd egte kinders van die Here. Maar dit maak daar 'n verwarring met my mense. Nou goed, het ons nog tyd? Ja? 10 minute. Okay, kom ons vat gou 1 Tessalonisense. Kan jy vir my gou daar kom eers 2 Tessalonisense. Ek is baie jammer met dit beval. Op die stuk wat jy nou gelees het in Matteus het nie. Waar volgens ons pastoor is dit by die dag van God. In daai vers wat jy nou gelees. Ek dink wat ek gou hier so net want daar's 2 plekke, daar's een wat vir my lyk asof om die wederkom. As ek net vir julle kyk, is dit daar die maar dan sal die dag en die seun van die mens kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Onthou, die verskil vir my tussen die wegraping en die wederkoms is die wolke en die olyfberg. Dis dit ja. Voetjies op die Julle kan dit, daar's baie wat julle daaroor kan gaan lees. Wanneer die Here Jesus gaan kom nadat ons saam met hom kom,
wat hy ons nou gevat het op die wolke, en Tessalonisense ons gaan nou dit lees, waar dit eintlik nou sê, dat hy ons gaan vat, hy gaan op die wolke kom, en hy gaan ons vanaf die wolke, so Jesus kom nie met die wegraak om tot op die aarde, dis eintlik waar die verhoor, hy sê, wanneer hy sy voet op jou lyf werk, is die wederkoms. Is stem julle saam met my daar? Goed, dan, kom ons lees gou, eers oor die ek dink oor die Antichrist, 2 Tessalonisense 62 vers 3. Maar ons vra julle broeders bietjie op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of geskrik te word. Dink julle ons gaan verstand verloor? Ja. As jy nie by die Here gaan bly in die verstand verloor, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees as op die dag van Christus al daar is. Jy moet nie so onthou, jy moet nie dat hierdie ding vir jou so ek raak bekommerd oor party Christen. Want hulle konsentreer so op dit dat hulle vergeet van hulle verhouding met die Here. Jy moet lewe asof die Here Jesus nie gaan kom. Want jy moet elke of nog laat gaan kom, want jy moet elke dag lewe dat Christus by jou is in jou lewe en dat verskil maak op jou. Dat niemand jou op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde. Wie is die mens van sonde? Wie? Antichrist. Die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf. Die teenstander wat op verhef, bo al wat God genoem word, op voorwerp van aanbidding, sodat in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God. Die Antichrist gaan 'n verskriklike mens. En hy gaan so duiwel geïnspireer wees. Die Here is so ernstig vir hom. Hy sê dat hy die valse Christus en die Antichrist en die Satan op die ouend in die poel van vuur gaan. Die Antichrist is so 'n verskriklike mens. Hy is so duiwel geïnspireer dat hy sal enigiets. Hulle gaan self die getuies gaan hulle doodmaak. Hulle gaan die twee getuies doodmaak. Hulle gaan na 3 dae weer opstaan, maar hulle gaan self die getuies doodmaak. Hierdie mense het ontsettende sataniese mag. Onthou julle nie dat op Theo, okay. Daar's die teks. Onthou julle nie dat ek dit julle weet baie van Theo. Okay. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd sal openbaar. Wat praat hy hier? Die kerk. Die kerk? Die Heilige Gees. Dis wat ek glo, en dis dan ons self maar dat die kerk hou die antichristeer en hy hou ook die verrottingsproses van die wêreld hier. As jy regtig dan maar kyk, dan maak die wêreld al dink ons nie af die kerk. Maak die kerk nog steeds 'n verskil in die wêreld. Dis nie dat hy die hele proses kan stop nie, want hy kan hom nie stop nie, want God het gesê dis wat gaan gebeur. So die kerk kan dit nie stop nie, maar hy sê ons hou die proses van verrotting teë totdat Christus vir ons kom haal en dan gaan dit highway. Dan gaan die mense mal. As die kerk hier weg is, gaan mense mal. Want die verworvenheid van ongeregtigheid is al aan die werk, is al klaar. Hy is besig om hier in te passeer. Die gees van die Antichrist is klaar besig. Die Antichrist self is ook nie, maar die gees van die Antichrist is besig om te werk. Maar die verworvenheid van ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teer uit die weg ry. En dan sal die ongeregtigheid openbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkom tot nie gaan. En hy se koms is volgens die werking van Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. Dis ons weer by die liefde. En ek dink vanaand, al kan julle vanaand as kinders van die Here net werk aan jou liefde. Want dis die groot ding waar die dwaling gaan begin. As jy jou liefde gaan begin verloor, gaan jy probleem. Die Here Jesus kan nie vir jou help as jy jou liefde verloor. En daarom sê hy die kerk van die liefde. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Het julle al gesien dat wanneer mense regtig sleg word, jy kan met hulle praat tot jy blou is, hulle sal vir jou wys wat van nog erger word.
Wanneer daar 'n plek kom waar jy die lyn oorgesteek het, gaan die Here die dwaling op jou stuur. En ja, ek praat in die kerk nie, maar ons moet almal opsit. Dat jy nie op 'n plek kom waar die Here die dwaling op jou stuur nie, want onthou, daai mense het eintlik dit begin aan die grens raak en dis nou 'n nuwe onderwerp. Die sonde met die heilige. Maar moenie worry nie, een van julle het gesondig nie, anders sê jy nie. Want jy sal nie 'n begeerte hê. Verloor God. Dis so mooi. Want hy sê God is liefde. God gee nie net liefde, God is liefde. So ek dink die groot ding, ek het nie besef dat dit is eintlik wat die Here vanaand vir ons sê, maar hy sê vir ons vanaand werk aan julle liefde. En dis almal goed. Okay, en nou ons van laaste weer so gou die 1 Tessalonisense 4:13 en dit antwoord nou maar net die weg af. Of broeders, wanneer jy dit onkundig moet wees met betrekking tot die ontslaping, sodat jy nie treur die ander wat geen hoop het. Ek wil so graag ons suster hier nog op. Hè? Jou disissie. Hier is daar is nog 'n bron. Amen. Dit was 'n bron van die Here. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal ons ook so die wat in slaap is, sal hy saam kom terug. Okay, dis nou waar die weg raak. Nee. En jy verstaan dit wat gebeur, nee. Wat gebeur wanneer ons sterf? Wat sterf? Die liggaam gaan nie graf, nee. Die siel, die gees, waar gaan na paradys, nee. So wat gebeur wanneer Jesus terug? Twee van mekaar, hy ons gaan nou lees, nee. Die liggaam staan op. Hier gaan daar 'n proses van die verheerliking. So, onthou Christus maak alles nie. So daai mense wat dan nou weg is, ek vat altyd my paaswoord op, ontmoet mekaar, die liggaam en die gees herenig, die Here maak hulle heeltemal nie. Daar's ook 'n teks in Korintiërs wat sê dat die Here verander ons van gedaante tot gedaante na die heerlikheid van Jesus Christus, nee. Ons lyk soos Jesus. So op die ou ek het al ook gepreek het gesê, as ek daai oomblik Jesus in die oë kyk, dan gaan jy soos Jesus. Want hy het jou vervolmaak, hy het jou gevorm, hy het al die ou foute en goede weg, en ons is by nee. Wat sê dit, wat dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorlyk tot die wederkoms van die Here, die ontslaapte, hoegenaamd nie so sal voorwees. So die wat gesterf het, van bietjie voorop. Ek weet nie hoe ver nie. Maar die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, die stem van 'n aardsengel met die geklank van die basuin van God. Dit maak vir ook 'n verskil tussen die wederkoms en die wegraak. Jy sal sien, hy sê van die wederkoms, dat dit in die 4 hoeke van die aarde gaan, die engele gaan trompette blaas. Nee, Jesus sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Wie roep? 'n engel? Die Here self roep. Hy roep jou by die naam. Ek onthou die Here bly wag op hierdie tyd. Hy kan reën en albei en Judea en almal sommer gelyk sê. En wanneer hy sê jou naam, want jy's gered, jy's op wedergebore kind van die Here. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardsengel, met die klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorwyk, saam met hom, met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En dis hoekom ek vir julle ook sê, moenie worry oor 1000 jaar of 7 jaar of 3 jaar of altyd. Ek gaan altyd by die Here wees. En dis bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So daar's vir my 'n duidelike verskil tussen die wegraak en die wederkoms waar die Here baie duidelik sê, die voet gaan op jou lyf werk is trap, die weg gaan in 2 keer, die rots waarvan in Daniël gepraat het, gaan die heidene uitwis. God gaan alles wat hom nie aanvaar nie, gaan God uit.
Pastoor, ek het net 'n vraag. Jy het gevra van wanneer ons nou gehervorm word en ons kry het lewende liggaam. Obviously, wanneer ons in die hemel is daar nou nie meer hartseer nie, daar's pyn nie, daar's niks van alles is goed nie. So, ons gedenke is ons wanneer nie meer dieselfde nie. So, hoe gaan ons weet, ek weet ons praat van die heerlikheid en ons sien dit in die Bybel waar hy sê, al die kleure gaan so helder wees dat jy dit nie eens kan herken, want dit is so pragtig. Maar, soos ons nou hier sit, dit gaan nie dieselfde persoon wees nie. So, kyk, ek moet vir julle sê, ek dink, ons moenie dit so heeltemal onderskat, dat die Here het elkeen 'n persoonlikheid gegee wat vir ewig moet wees. Ek glo ons gaan nog goed hê wat die mooi van ons gaan oorleef. Ek glo dis nou maar my opinie hoor. Ek het maar net in my gees ervaar wat ek soos ek vir die Here vasvang. Het hy vir my eendag, ek het eendag vir die Here sê het my albei my seun. Dit wat ek vir jou gemaak het van jou mooi gaan oorleef. Jy weet, hy het my gemaak met 'n besonderse iets in my. En so het hy vir Marlies gemaak, vir Tinus gemaak, vir elke mens gemaak. Dink jy hy gaan nou daai net laat ophou bestaan? Ek glo nie dit. Nee, want ek dink dit is hoekom elkeen sy spesiale naam gaan kry. Die Here gaan ons ander naam. Nuwe naam. Nuwe naam. Yes, want dan gee hy julle maak net op, want dit is klaar. Dit bemoedig mekaar dan in die woord. Julle, ons vra die Here vanaand vir liefde. Want ek is bekommerd dat hy sê die liefde van die meeste gaan verkoop. En ek dink daai teks van soek jy vir die hart. So kom ons gaan na die Here vanaand en vra die Here weer. Here, is ons nie op 'n plek waar ons liefde so verkoel dat ons nie eers meer vir nog nie eers meer vir die kerkmense omgee nie wat nog versonde. Ons moet dit sien van sy weg. Dis die maat van daai iemand. Ons gaan nie daar verby kom. Ons kan nou maar sê hoe kwaad ons word en alles. Die Here sê jy must go. Daar is jy moet sê jy kan. Dit is nou. Dit is ja. Certainly, I am not both taking quality like this is life and impact on this life so in God. You are Amen. Amen. Einda dat 'n jong man nou vanaand ons eintlik die teks gee wat alles moet het. Gaan lees dit maar op. Kom kan jy nou weg? Al word ons so kwaad oor hy iets gewees. Ek sê vir julle moet nooit dat ons op 'n sterk het as die Here verkies om te kom. Dat ons op 'n sterk het kom. Ek het by verskillende mense gestaan by sterk. Ek het ook by mense gestaan wat nie die Here. Ek is verskriklik bekommerd oor ek glo die Here kan op genade kom bewys dat hy in hierdie kerk gesit. En op die laaste keer wat ons sê vir pastoor ek glo nie na die nie. En dit is sterk. Hy was 'n man wat so in die kerk geklop het wat vir ons kyk. Ek vertrou die Here se genade is groot wat oor almal gaan. Maar moenie die genade van die Here stres. Kan ook kyk. Ja. Dit is nie kwaad vir my. Ja. Dis 'n rol in dit. Dis 'n rol in. En dis vir my 'n rol. Dis 'n wie wil ons af? Nou is julle stil hè. As jy kan nog afsluit en vergifnis vra as jy wil. Ek sal afsluit. Dankie. En ook voordat ek vir dankie sê dat die genade elke dag vir die baie dankie dat ons elke keer op die kans kry om gesondheid kon doen en saak te doen. Ek net ook baie namens my en elke persoon wat ek sê dat die liefde in ons harte sal uitstort ons medemens sal uitdeel.
Dit help ons om ja, heel sê daar te doen, dat ons die mens weet die oor sal sien. Dit breek ons hart op van die hart. Ons gaan gebruik in die ongelden op die dankie sê, wat die genade, speciaal, dat ons elkeen iets kom gee, wat ons nodig. En ek denk dat die nood, die eer na binnen, want as jy alleen kom gee, Kan ek net gou vir julle vra? Ons sien dat daar nie 'n groot belangstelling is in selfgroepe. Is dit miskien omdat ons van julle eerder ek verstaan dat ons nie 2-3 goed in 'n week kan doen. Is dit omdat julle by die woordskool betrokke is? Julle dat julle dit julle aan is wat julle graag betrokke is by iets of hoe voel jy? Kan ek net gou hoor, is dit wat julle voel, dat julle miskien een aand in 'n week beskikbaar? So, ons gaan net met een sel begin, want daar's 'n paar mense wat graag by sel inskakel. So, praat met my weer as u voel dat u wil by selfgroep inskakel. As baie mense wat voel dat meer daai samesyn en daai kuier en miskien kan dit vriende van jou word, sonder dit weet so, maar ek voel ook hierdie stadium dat die woordskool is vir my ontsettend belangrik vir ons gemeente. So ons wil nie dit amper bo selfgroep selfgroep op bo dit skakel. So ons gaan met een selfgroep begin en dan sal ons kyk hoe dinge vorder. Na COVID het dit net vir my gelyk is of dit net nie meer so sterk wil voel, jy weet. Okay. Pastor, skus tog. Die mense gaan elke dag werk doen. Hoekom kan hulle elke dag dinge van die Here in die kerk besig wees? Amen. Ek kan ons daar. Jy vra vrae, hoor. Ja. Dis vir my is nie 'n issue nie, maar dan ja, as ander mense ons nie wat ander besig is. Ja, maar moenie uit die hoof. Dit reg al terug 'n bietjie van slaai so. Ek kry self op. Afsluit dat hier dis aan Johannes skryf dat hy sê iemand wat lees en lees en hy sê en skielik gaan lees. Maar ek skryf in die Openbaring 2 vers 4. Maar hy het teen ons, hy het teen dan gemeente, en dit is eerste liefde wat genade het. So dit het ook baie met ja, hy sê dat ons gemeentes, al die gemeentes, dat ons eerste liefde genade het. 'n Liefde aan Jesus ook. Okay, nou hierdie ding is baie belangrik, want wat gebeur eerste? Gaan jy onmiddellik jou liefde vir Jesus verloor? Jy gaan eers jou liefde vir die mens verloor. Dan gaan die liefde verkoel. En op die ou end, as jy dit so ver toelaat, gaan jou liefde vir Jesus verloor. So, jy moet verskriklik versigtig wees dat jy nie jou liefde vir mense begin verloor nie. Want as jy jou liefde vir mense, gaan jy al meer jou konneksie met die Here verloor. Want hy is nie. Here sê. Sorry, ek moet iets sê. Daar's 'n teks en ek kan net nie op die regte teks kom. Maar dit sê die Heilige Gees sal nie altyd saam doen. Kry ons sal nie altyd saam doen, maar in die begin voor tyd was, en voor mense was, het die Gees van God gespreek op die aarde op die see. So God se Gees kan enige tyd, enige plek wees, want hy is almagtig. Maar hy is ons. Ja, so ek glo, daar was nie 'n wêreld gewees nie, maar God se Gees was nie. Maar hy sal die openbaar van die manifestering van sy Gees in die mens is wat gebeur het by verkeering. En dis waar ek die verskil sien, maar dis nie te sê dat God nie 'n buitengewone ding kan doen terwyl daar 'n moslim daar is wat dalk gemartel word, kom die Here Jesus en verskyn aan hom en sê kom bly te my Gees praat met jou. Kom met 'n keer en sterf dan maar want ons gaan sterf. Wat nie weggeraak is, ons gaan sterf met our eie lewe, die woord sê dat ons eie lewe sterf. Maar dis nie te sê dat die Here nie dalk vir iemand kom en weer gaan. Die Gees van die Here kan